Wie kan die Here keer as hy my wil seën? Wie kan die Here keer as hy winde wil waai? Wie kan die Here keer as hy met my storms praat? Wie kan hom keer? Ja, sê my, wie kan hom keer? So klap julle hande saam en sê halleluja. Stamp julle voete nou en sê ek loof U naam. Klap julle hande weer en sê, wie kan hom keer? Ja, sê my, wie kan hom keer? As hy my wil seën, ja, sê my, wie kan hom keer? Ek vra jou, wie kan hom keer? Ja, sê my, wie kan hom keer? As hy my wil seën. Hartlike welkom saam met my Marinda. Nummer 23 vers 19 sê, God is nie 'n man dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat hy sou spreek en dit nie waar maak nie. Ja, en ek weet, jy sit nou vandag weer op die punt van jou stoel en wonder, met wie gesels ek? So verwelkom saam met my, Ruanda Snyman. Ruanda, baie welkom. Baie dankie. Baie dankie dat jy al die pad van Pietersburg afgery het om hier by Jubilee in Klerksdorp te kom kuier. Dis wonderlik, baie dankie. 'n Mens met 'n baie groot droom hê, 'n baie groot visie, om so ver te ry, om hier te kom kuier in Klerksdorp. Ruanda, jy het 'n droom, wat verwesenlik moet word. Dis reg. Maar jy het 'n pad geloop tot hier, om op die einde van die dag te kan sê, Here, ek het 'n getuienis. As jy nou net ingeskakel het, ek gesels met Ruanda, wat in 'n baie ernstige motorongeluk was. En ons gaan so 'n bietjie met haar gesels daaroor, en miskien sit jy vandag daar en jy dink vir jouself, sjoe, daar's goed waaroor jy nie kan kom nie. Dinge wat gebeur het in jou lewe, wat jy nie kan verwerk nie. En ons gaan daaroor gesels. Ja, ek het 'n gedeelte van my lewe in Limpopo spandeer, in Pietersburg laerskoolloopbaan gehad. Okay. En ek is saam met my ouers Kaap toe. Ja? En ek het meeste van my hoërskoolloopbaan in die Kaap klaar gemaak, in Strand, Somerset West area. Ag, hoe lekker man. So ek het best of both worlds gehad. Ek dink ek het bietjie bosveld gehad en ek het bietjie son en see gehad. Lekker. Die see is natuurlik die lekkerste plek. Dit was vir my die lekkerste plek. Ja, see is mos maar altyd lekker, Ja. veral as jy jonk is. Ja, Dan wil jy net ja. op die strand lê en mooi bruin word. Ja man, ek het ook gesê, ek wil eendag by die see bly. So ag, kom man, beroep my nou see toe, dan kom bly ek daar. Klink vir my Dit klink reg. vir my reg. Ja. Wonderlik. Ja. Ruanda, jy was in 'n baie ernstige motorongeluk, wat jou baie seer en stikkend gelaat het. Hoe oud was jy toe dit gebeur het? Marinda, toe die ongeluk gebeur het, was ek 18 jaar oud. In die vleur van jou lewe. Ja. Ja, ek het dit was so 'n paar maande na ek 18 geword het. Ek was nog in my matriekjaar gewees Sjoe. en dit het September maand gebeur, 2005, Ja. wat ek in daai motorongeluk was. Wow. Die voertuig het gerol Ja. en hy het bo op my geval. Ja. En Kan jy geslinger. onthou wat gebeur het? Nee, ek kan nie onthou wat gebeur het met die motorongeluk nie. My laaste geheue wat ek het is voor die motorongeluk gebeur het. So entjie voor dit. Het jy bestuur? Ek het nie bestuur Jy het nie nie. bestuur. Ek het 'n goeie vriend van my gehad wat Ja. bestuur het. Hy is ongelukkig oorlede in die motorongeluk. Hy het dit nie gemaak nie. Ja. En my volgende geheue wat ek kan onthou was toe ek wakker geword het in die hospitaal. En Wow. toe is dit al 'n week na die tyd. Toe lê ek al 'n week in 'n koma. Ja. En in daai tydperk kon jy niks onthou nie. Ek kan niks onthou nie. Daar's vir my vertel. Ek het familie en vriende wat vir my vertel het dat ek uit die kar geslinger is, dat ek 'n paar meter van die wrak afgelê het. Dat hulle al begin het om die ongelukstoneel skoon te maak. En die paramedics en almal is al reeds weg gewees. Wat praat jy? En die mense wat die toneel toe nou kom skoonmaak het en die laaste paar parte kom wegvat het my toe opgespoor 2 ure na die ongeluk. Sjoe. Toe ontbied hulle weer die ambulanse. Kan jy dit oorvertel? Ja. Toe lê jy nou daar. Toe lê ek al 2 ure daar. Dis reg, ja. Liewe kruiskyker, miskien kyk jy vandag en het jy self 'n stukkie seer in jou lewe. En jy wonder hoe jy die mas gaan opkom. Kom ons hoor bietjie by Ruanda vandag
hoe het sy haar lewe bymekaar gemaak. Rondom toe jy wakker word, toe is alles vir jou duister. Het jy dadelik geweet wie jy is? Ek kan nie onthou dat ek dadelik geweet het wie ek is nie. Ek was wel baie verward. Ek het elke keer wakker geword, dan vra ek waar is ek en wat het gebeur, en dan sal ek weer aan die slaap raak, Sjoe. en dan sal ek wakker word, dan sal ek weer vra waar is ek, wat het met my gebeur, so ek kon nie onthou nie, ek moes elke keer wakker word en ek moes van vooraf uitgevind het wat met my gebeur het. Sjoe. Het jy baie pyn gehad? Ek het Kan jy pyn ongelooflik- onthou? Ja, ek kan pyn onthou. Ek kan pyn onthou, omtrent elke been in my liggaam was seer. Oh. Ek het 3 rugwervels gebreek. Ek het my pelvis gebreek. Ek het my heup gebreek. 4 kopwonde gehad. My arm gebreek. My enkel gebreek. My longe het plat geval. Ek het geweldig baie pyn gehad. Ja, Dit was die een ding wat ons gesukkel het om onder beheer te kry. Ja, Sodat jy lewe is 'n wonderwerk. dit is. En dis die getuienis wat jy vandag wil oordra aan ons kruiskykers. Dis my getuienis vandag. Rwanda, as jy in daai kamera sou kyk vir die kruiskykers, wat sou jy vir hulle wou sê? Wat die lewe werd is? Ek dink dat Vader eerlikwaar vir ons almal gesterf het. Ek glo in my hart dat die seer en die pyn van die wêreld vandag reeds oorwin is. Ek glo dat elke stukkie hartseer, elke stukkie kopseer, Ja. elke stukkie lyfseer, elke stukkie emosie reeds deur Vader oorwin is. Ek glo in my hart dat die Here ons almal liefhet. Maak nie saak hoe oud ons is nie, maak nie saak hoe jonk ons is nie, maak nie saak van watter ras ons is nie. Ja. Maak nie saak wat se taal ons praat nie. Vader het gekom sodat ons kan opstaan en loop. Ja. Sodat ons kan opstaan en sê ons is hier en ons wil getuig Ja. vir hom. Ja. Sjoe. Rwanda. Jy was nog bitter jonk geweest toe dit gebeur het. En jy moes weer leer loop. Ek moes ja. Jy moes leer praat. Ek moes ja. Hoe het jy gevoel in daai tyd? Was dit vir jou amper onaanvaarbaar of jy weet, miskien sit iemand vandag en kyk en weet dat hulle 'n ongeluk gehad of 'n situasie het gebeur en hulle kan dit nie verwerk kry nie. Hoe het jy dit verwerk op daai stadium? Hoe het jy jouself bymekaar gehou? Toe jy besef maar jy moet jou lewe eintlik oorbegin. Jy het verloor en jy moet nou weer als eintlik bymekaar maak. Dit was vir my onaanvaarbaar. Dit was vir my ongelooflik seer. Dit was vir my fisies baie moeilik. Ja. Dit was vir my emosioneel baie moeilik. Sjoe. En net die gedagte op daai stadium dat iemand anders vir my moet help eet, dat iemand anders vir my moet help pad, dat iemand anders vir my moet help pad kommer toe gaan, dat iemand anders vir my, net daai wete alleen het my so seer gemaak. Dat ek opgestaan het en gesê het, Vader, nee, Ja. Ja. ek kan nie. En ek glo dat die Here het dit met 'n doel laat gebeur. Ja. Maar ek glo ook dat Vader my geleer het Ja. hoe laag ek kan gaan Ja. en wat se tipe dinge ek kan hanteer en hoe ver my pyn Ja. kan gaan voordat ek Rwanda, hoekom dink jy die Here jou lewe gespaar? Dis 'n vraag wat ek al baie voorheen gevra het. Aan die begin het ek nie geweet nie. Aan die begin het ek daai vraag self gevra. Vader, hoekom? Ja. Hoekom het U my gespaar? Hoekom moet ek hierdie seer hê? Hoekom moet ek hier deurgaan? Ja. Ja. Dit is nie die moeite werd nie. Ja. Maar vandag kyk ek terug, dit is hierdie maand 10 jaar Ja. na my 10 ongeluk. jaar. En dan kyk ek terug, dan sê ek, maar Vader, U is so wonderlik, hoe het U geweet? Ja. Hoe het U geweet? Ja. Ja. Ek gaan nie deurkom. Ja. En hy het 'n plan gehad. En hy het 'n plan gehad. Hy het 'n plan gehad dat jy vandag vir iemand sou sê, Vir iemand sal sê en vir iemand dis sal help. oukei. Dis oukei. Ja. Rwanda, as daar dalk iemand nou sit en kyk en voel dit is te veel. Die seer wat lê, kan jy jou maar bel. Natuurlik.
Dankie Ek's man. beskikbaar enige tyd. Dankie. Rhonda se nommer verskyn op die skerm. Rhonda, jy bedien ook. Ons het 'n bediening, dis Jy het reg. 'n wonderlike bediening. So ek wil vir julle sê, Rhonda se nommer verskyn op die skerm. Nooi hulle. Sy weet die seer van die lewe, sy weet die opstaan, sy weet die gaan lê. Daai in jou van ek kan nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, liewe kruiskyker, don't give up. Because you are a dream. Don't give up, you're on a brink of a miracle. Don't give up, remember God is still on the throne. Don't you dare give up, you're on a brink of a miracle. Don't give up, remember you are not alone. So don't you dare give up, you're on a brink of a miracle. Don't give up, remember God is still on the throne. So don't give up, you're on a brink of a miracle. Don't give up, remember you are not alone. And if your body is in pain, whisper Jesus. If it feels nobody cares for you anymore, and if it seems life isn't fair, come to Jesus. He's the only one who cares and understands. So don't give up, you're on a brink of a miracle. Don't give up, remember God is still on the throne. Don't you dare give up, you're on a brink of a miracle. Don't give up, remember you are not alone. So don't you dare give up, you're on a brink of a miracle. Don't give up, remember God is still on the throne. Don't you dare give up, you're on a brink of a miracle. Don't give up, remember you are not alone. So don't give up. Die Here het jou gespaar omdat hy 'n plan het. En ek weet, en ek kan, as ek vir jou kyk, dan word ek week in myself, want ek sien die seer in jou. Die elke dag se geveg om op te staan, te oorwin en aan te gaan. Die baie onbeantwoorde vrae. En my gebed is vandag dat die Here vir jou ook daai onbeantwoorde vrae sal gee, omdat jy bereid is om uit te reik na iemand wat seer het. Daarna ek weet op die ongelukstonele daar 'n paar goed gebeur. Julle selfs beroof. Ons is beroof, ja. Dis reg. Wow, Dit was ongelooflik om te dink dat jy in daai toestand kan wees. Hier is lewens op die spel en tog kom daar diewe in. ja, en hulle vat by jou. Dit Ja. was baie moeilik om ons uit te ken. Ja. Want die handsakke was van die toneel af, die ID's, die beursies, die selfone, alles was van die toneel af. So dit was Ja. baie moeilik geweest, maar dis verskriklik. Dis verskriklik om te dink. Wie waar laat dit my dit laat my amper wonder of dit nie is wat die vyand met ons doen nie. Wanneer jy seer en sukkend is en wanneer jy op jou laagste is en jy voel jy kan nie meer nie, dan is daar 'n vyand wat inkom om jou te beroof. Ja. En hy vat dit wat kosbaar is. En is dan wanneer jy moet opstaan en sê Is nee, jy's dan sê nee, klaar. klaar. God is my oorwinnaar. Ek gaan dit maak. Jy het heelwat littekens op jou. Ek het. My liggaam is vol snye en merke en as ek strand toe gaan dan gaan ek maar so jy weet so hoeking kroek. En dan is daar sekere pyne wat ek nie altyd kan wys nie. Hier's 'n pyn hier op my heup. Hy's omtrent 36 cm lank waar hulle my heup en my pelvis geopereer het. En ek kan
ek kan dit wegsteek en ek kan my klere aantrek en ek kan dit toemaak dat die wêreld dit nie sien nie. Maar op die eind van die dag is dit daar en ek weet daarvan. Ag ja, ek is nie spyt nie, ek kry nie skaam nie. It's my scars. I've got the scars to prove it. Ja. Dis reg. Die getuienis, die belewenis van ek is 'n lewende getuienis. Hier is die merke. So het Jesus Christus gesterf en hy het 'n merke wat hy kan wys. Ja. Sjoe. Rwanda, jy sê dis nou al 10 jaar later. As jy vandag moet terugdink, sou daar enige iets wees wat jy wou verander het? As jy eerlik wou wees. Sou jy sê ek sou nie wou gehad het die ongeluk moes gebeur het nie. Dan sou my lewe anderster gewees het. Ek sou eerlikwaar as ek kon kies weer dit so gekies het. Okay. Ek dink Vader se plan is volmaak. Ja. Alhoewel ek dit aan die begin nie verstaan het nie. Ek het baie worsteling gehad, ek het baie seer gehad en ek kon nie die lig sien nie. Ja. Maar as ek vandag terugkyk, ek is nie spyt nie. Ek is nie spyt nie. As dit my keuse was, sou ek dit weer gedoen het. Ja. Ek glo my verhouding met Vader het sterk geword. Ja. Ja. Hy lewe binne in my. Hy lewe deur my. Ja, dis wonderlik. En ek glo dat ander ook gehelp word. Dis wonderlik. Weet jy, dis lekker om dit te hoor. Dis hartseer en dit voel amper of mense lewe uitmekaar is. Dis hartseer en dis lekker op dieselfde tyd. Ja, hartseer en lekker op dieselfde tyd. Hartseer en lekker op dieselfde tyd. Hoe was jou verhouding met die Here op daai stadium? Ek het as jy sou sterf op daai stadium, was jy gereed om hom te ontmoet? Nee. Sjoe. Nee. Ek het nie 'n verhouding gehad nie. Ek het Bybel gelees. Ja. Ek het nie een aand geskiep nie. En ek het gebid. Ja. Ek het nie een aand my gebede geskiep nie. Ja. Die verhouding. Ja. Die ware verhouding tussen my en Vader was nie daar gewees nie. Tussen my en die Here was nie daar gewees nie. Waar ek vandag hier staan, kan ek in my binnekamer gaan en ek kan iets vra en ek kan daar uitstap en ek kan weet dis myne. Ja. Waar in die verlede was dit nie so nie. Ek het nie soveel vertroue in die Here gehad nie. Ja. En Rwanda, die ding is, dit het onverwags gebeur. Ek meen, as 'n mens vorentoe weet, dan kan hy iets daaromtrent doen. Ja. Maar onverwags het hierdie ding jou getref. Wat sou jy dan vir ons kruiskykers wou sê? Hoe moet hulle lewe hê op vir enige iets? Vir enige iets. Almal dink mos dit kan nie met jou gebeur nie, dit gebeur net met iemand anders. Ja. Ek het gedink dit gaan met iemand anders gebeur. Ek het nie gedink dit sal met my gebeur nie. Dit het so vinnig gebeur. Ek het nie eers tyd gehad om te dink nie. Ja. En ek dink as ek vandag terugkyk, sal ek sê jou lewe moet elke dag reg wees en rein wees en skoon wees. Ja. Amen. Jy moet elke dag 'n verhouding hê met die Here. Jy moet elke dag opstaan en jou verhouding sterker maak met die Here. Elke aand gaan slaap en weet jy het 'n sterk verhouding. Ja. Want daar's nie guarantees nie. Ja. There's absolutely no guarantees. Dis die waarheid. Sjoe. Rwanda, na die ongeluk. Kyk, ons praat oor die ongeluk vandag. Ja. En ons praat oor die herstel. Dit was 'n lang pad na herstel. En ek dink elke dag nog is daar herstel. Dit is, ja. 'n Mens is geneig om te dink, dis al 10 jaar later, jy het al 9 of 8 of 6 jaar terug herstel en daar is niks meer fout met jou nie en jy is gesond. Dit is nie so nie. Die ongeluk sal altyd deel wees van my lewe. Ja. Die ongeluk is op die ou end van die dag dit wat my gemaak het wie ek vandag is. En daar's elke dag seer en daar's elke dag pyn. Ja. Daar's elke dag miskien 'n kopseer of 'n bietjie rugseer of Ja. ek kan dalk nie vinnig hardloop nie of ek kan nie so hoog spring soos ander nie of ek kan nie aan sekere wille aktiwiteite deelneem in quad bikes ry. Daar's dinge. Ja, daar's dinge wat jy graag wat ek nie kan doen nie. En dan is daar dae wat ek nou pyn het. Ja. Maar ek is genees. Ja. Dis die belangrikste. Ek weet dit, ek loop. Vader het my laat loop. Ja. Waar die dokters gesê het ek gaan nie loop nie, het die Here my maak loop. So ek is genees. Was jy gedetermineerd? Toe jy besef jy kan nie loop nie. Hoe het jy gevoel? Jy moet weer leer. Absoluut. Dit was vir my 'n groot skok. Ja. Dat iemand voor my kan staan en vir my sê ek kan nie loop nie. Dit was vir my ek wil dit amper beskryf as 'n gruwel. Toe dit vir my gesê word, is dit net
nee, dit is onaanvaarbaar, dit kan nie so wees nie. Daar's nie 'n manier nie. En ek het die dokter gesê, ek respekteer wat jy vir my sê, en ek verstaan uit watter oogpunt jy dit sê. Jy's 'n dokter, jy het 7 jaar geleer. Maar jy moet ook verstaan, my God sal my laat loop. Dis reg. Hy sal my nie laat lê nie. En jy het dit geglo met jou hele hart, jou hele wese, jou hele siel. Ek het my ma gesê, bring my Bybel. Elke aand my Bybel gelees, gebid. En die dokter het vir my gesê, as jy kan loop, kan jy huis toe gaan, maar jy kan nie loop nie. Jy gaan nie loop nie. Ek het vir hom gesê, nou wat moet ons doen? Hy het vir my gesê, ek moet nog jou heupe opereer en jou pelvis, ek kan nie jou rug opereer nie. En ek het vir hom gesê, reg, maak my heupe reg, opereer. So dit, hoeveel operasies is jy doen op die einde van die dag? 'n hele paar. Hulle het my enkel geopereer, my heup en my pelvis geopereer, my arm geopereer. My kop het hulle net my wonde toegemaak en hulle kan nie regtig veel aan die kop sny en baie torring nie, veral so naby aan die brein nie. Die rugwervel het hulle gelos. Hulle het gesê hulle kan hom nie breek en hom terugheg nie. Hy's gebreek. En ek het 2 dae na my heupoperasie het ek opgestaan en my krikke gevat en gesê ek loop. Dis wonderlik. Dis wonderlik. Weet jy, miskien sit jy daar en kyk en al die gebreke wat jy hoor. As sy as jong dogter dan kan opstaan en aangaan, dan wil ons vandag spesiaal hierdie program aanbied om vir jou te sê, staan op, gaan aan. As ek luister hoeveel gebreke Rwanda gehad het, hoeveel pyn sy elke dag nog steeds het, hoe sy struggle om voort te gaan ten spyte van dit, kan ek en jy in 'n geesteswêreld waar ons soms voel ons kan nie meer nie, opstaan en aangaan. En dis wat Rwanda doen, is om haar getuienis te gee, 'n lewende getuienis van hierdie koning. Rwanda, na die ongeluk, jou male, hoe het hulle dit ervaar? Sjoe. Hoe was hulle reaksie? Wat het hulle, toe hulle dit hoor? Ek meen, dit was net so onverwags. Dit was vir hulle onverwags geweest. Hulle was geweldig bang. Dit is die laaste ding wat ek dink enige ouer wil hê. Exactly, ja. En dit sluit nie my ouers uit nie. Hulle was geweldig bang. Ja. Maar my ma se pastoor en 'n evangelis. Okay, so sy ken ook net een ding. Sy ken van Bybel lees en sy ken van bid en sy kan dit goed doen. Daar skort niks met haar gebed en haar geloof nie. So sy en my pa het begin bid. Hulle het begin bid, hulle het vir my hande opgelê, hulle het al hulle vriende gebel, hulle het al hulle kollegas gebel, hulle het 'n kring gemaak en hulle het gebid. En hulle het nie opgehou nie, dis al wat hulle gedoen het. So, there's power in the blood of Jesus. There's power, just declare. Ja, amen. Wie was die een wat jou versorg het na die ongeluk? Na die ongeluk, dit was my broer, my ma en my pa. Ja. Maar my broer was nog op college gewees. My ma en pa het albei gewerk. So dis afgewissel. Heerlikheid. Okay, so ma het in die aand bietjie na my gekyk en in die middag het my boetie bietjie na my gekyk en dan het my pa weer bietjie na my gekyk. So dis altyd afgewissel gewees. Ek het nooit iemand gehad wat op 'n permanente basis by my was nie. En vriende en almal. Vriende het kom kuier, hulle het my nie versorg nie. So hulle het gekom en hulle het kom kuier en hulle het huis toe gegaan en ons het vir hulle tye gegee en dit was wonderlik geweest. Maar my versorgers was my pa, my ma en my broer geweest. Dis 'n baie private ding. Ja, dis baie. So ek het op hulle gesteun. Hulle moes my help en dra en vat waarheen ek wil wees en ja. Rwanda, as jy vir jouself moet dink dat jy dalk nie sou geloop het nie, hoe sou jy jou lewe hanteer het? Eerlikwaar, ek het 'n tawwe vraag eintlik. Ek het absoluut geen idee nie. Ek glo al het ek nie geloop nie, Vader se plan sou nog steeds volmaak gewees het. Ja, jy sou in jou gees opstaan en aangaan. Ek sou in my gees opstaan en aangaan. Ja. So, ek weet net nie. Dis 'n vraag. Hoe ek dit sou gedoen het daai tyd. Soms is ons neergeslaan deur die vyand en geestelik. En dan kom die beloftes van die Here en hy sê herinner maar aan die beloftes. Hy sê ek trek vir jou uit. Miskien is jy in jou gees afgetakel. Jy weet Rwanda, jy het 'n geestelike en 'n fisiese stryd gehad. Dit was jou hele menswees, jou hele jong dogter lewe is in 'n oomblik se tyd van jou weggevat.
Dis reg. Ja, ek was geestelik het ek baie seer gekry. Ja. Ek het emosioneel baie seer gekry. Ja. Ja. En ek het fisies baie seer gekry. Ja. Ja. En dan kyk 'n mens, dan dink 'n mens nou wat een is die ergste. Ja. Ja. Daar is nie 'n ergste nie. Ja. Want alles gelyk op een slag is erg genoeg. Ja. Ek stem met Dan jou sit 'n saam. mens nou met jou gesig is lelik en jy het snye en jou enkels is lelik en jy het snye en dan sit jy Ja. met emosionele pyn en hartseer en jy sit met fisiese pyn en jy sit met fisiese hartseer. Ja. So dit was bietjie vinnig. Ja. En dit was bietjie alles op een slag. Weet jy Rada, jy sê nou 'n ding. Jy weet, geestelik kan 'n mens nie sien wanneer iemand seer het nie. Iemand kan nog smile en sy hart kan seer wees en hy kan stikkend wees. Maar in jou geval is dit nie net 'n kwessie van jy's geestelik stikkend nie, jy het nog steeds skaars op jouself. Ja. En ek dink dis gewoonlik om jou te herinner. Onthou my, Ja. gee my eer. Ja. Ek het jou gespaar want ek het 'n plan. Ja, absoluut. Waar bedien julle? Ons bedien in die Kaap, Ja. in die Wes-Kaap, Ja. uit Caledon uit. Ja. Ons het 'n tentebediening en die tent hardloop, daar waar ons Wonderlik. genooi word. So ons doen 'n bietjie town hopping. Dis lekker man. Ons Dis doen nie dit sommer altyd maklik town nie. hopping. Partykeer voel dit op vir 'n mens. Ek wil nie meer nie. Ja, Ek kan nie meer, dis nie meer lekker nie. mense raak baie keer moeg. Ja, ja. En 'n mens raak baie keer fisiek moeg en baie keer geestelik moeg. Dit is. Maar die moeg is nooit so laat ons ophou nie. Ja, en dan gebeur daar weer iets wat jou sommer net so opkyk en dan sê, "O, dankie Heer." Jy sê dit bietjie vir 'n klomp man, heerlikheid, laat hulle sommer so uit jou mond uit hoor. As jy van die Wes-Kaap is, Healing by Jesus. As jy Limpopo is, Mission for Jesus. Ons is op Facebook, jy kan vir ons e-pos, jy kan vir ons bel. Kom maak 'n draai. Ja, amen. Kom aan, die besonderhede verskyn alles daar op die skerm. Rwanda, weet jy ons tyd hardloop uit. Ongelooflik. Kan jy dit glo? Ons wil nog so baie gesels man. Wat is daar wat jy nog wil sê voordat ons die kruiskykers groet? Moenie ophou nie. Sjoe. Hou aan. Staan op, gaan vorentoe. Glo. Ja. Glo in wat jy bid. Bly in die woord. Vader het vir jou gesterf, Amen. sodat jou seer en jou pyn oorwin kan wees. Ek wil jou groet vandag. Met hierdie woorde. Wie gaan die Here keer as hy gaan besluit om jou te seën? Ons groet julle vandag met hierdie woorde. Wie gaan die Here keer as hy gaan besluit om julle te seën? Tot 'n volgende keer. Amen. Wat jy as sy liefling, so kosbaar vir hom. Weet jy dat God 'n plan gehad het met die maak van die aarde, dieselfde son wat daar skyn, gee aan almal deel van hom. So telephone to glory, oh what joy divine. Oh, the God of the mountains is still the God in the valley. Oh, my God is great when He's 4 days late. He's still